Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag kyk ons na Eksodus hoofstuk 25. Die vers wat ek vir jou lees is vers 8 met die tema in ons midde. Die Israeliete moet vir my 'n heiligdom maak waarin ek tussen hulle kan kom woon. Jy moet hierdie tabernakel en al sy toebehore maak volgens die plan wat ek vir jou gaan wys. Dit is God wat hier praat en God begin om vir Moses instruksies te gee oor die tabernakel wat Moses moet bou, sodat God tussen sy mense sal kan kom woon en met hulle sal kan ontmoet. Hierdie tabernakel word ook genoem die tent van ontmoeting. Dit is God se begeerte om tussen sy mense te wees. Hy begeer nie om ver en eenkant te wees nie. Ja, hy is heilig en hy is baie ver verhewe bo ons en sy weë is baie ver verhewe bo ons weë. Hy is dit alles, maar in sy liefde kom hy naby aan ons. Hy is bereid om in dit wat geskape is te kom woning maak, om verhouding met sy mense te hê. In die Ou Testament was dit dan nou gewees die tabernakel en later die tempel gewees, maar dan kom God in die liggaam van Jesus Christus en kom woon tussen ons vir ongeveer 33 jaar. Johannes sê vir ons in Johannes 1 vers 14, in Jesus het God sy tentwoning kom maak tussen ons. Die woord wat daar gebruik word is tabernakel. Hy tussen ons kom tabernakel. Dink terug aan hierdie tent. Hy kom wys sy ontblote gesig vir ons in Christus. Daarna kom maak hy sy woning in ons, wanneer die Heilige Gees in die wat weergebore is kom woon. Vir my sê God vandag net weer, net hy vir Moses gesê het, maak vir my 'n heiligdom waarin ek kan woon. Dit is nie 'n kamer nie, is nie 'n gebou nie, dit is my lewe. Ek moet my lewe oorgee aan hom, toewy aan hom, beskikbaar stel aan hom, sodat hy my kan ken en in my kan kom woon. Ek moet toelaat dat hy my heilig en vir homself inrig. Gees, siel en liggaam moet 'n heiligdom vir God wees om sy woning in te maak. Wat 'n voorreg om vandag te kan sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, kom maak U tuis in my. Verwyder dit wat nie van U is. Belyn my hele lewe met U en met U wil. Heilig my. Dankie dat U naby aan my wil wees. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy beleef vandag dat die Here met jou is. Tot volgende keer.